Goeiemôre, hartlik welkom ook vanoggend by ons oordenking hier in die NG Gemeente Onze Rust Bloemfontein. Dankie dat u by ons inskakel. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie praat oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Die afgelope tyd was daar groot nuus oor die sogenaamde wegraping en 'n mens wonder maar waar word dit in die Bybel vir ons beskryf en is dit enigsins wat in die Bybel staan wat mense daarmee bedoel? Ons gaan 'n bietjie na die wederkoms in besonder kyk en ons gaan twee gedeeltes saam lees. Die eerste gedeelte uit Handelinge 1 en dan ook uit Matteus 24. Handelinge 1, daar so 3 verse van die 9de tot die 11de vers en dan ook Matteus 24. Kom ons raak nou stil voor die Here en vra dat hy ook sy woord aan ons bekend sal maak. Here, baie dankie dat ons vanmôre met u kan praat, omdat u die Here van ons lewe is en niemand anders nie. Dankie dat ons u die ware, enigste God kan ken, dat u uself aan ons bekend kon maak het en dat ons inderdaad kon antwoord op u groot roepstem in ons lewe. Ja, Here, dankie dat ons u kinders kan wees. Ons Here Jesus, u het u bloed gestort. Ja, u liggaam is gebreek sodat ons u kinders kan wees. Ons kan maar net in diepe dankbaarheid voor u kom staan vanoggend. Eintlik stil van verwondering as ons kyk oor u genade wat u so telke male oor ons uitstort. Here, u is eindeloos goed vir ons. Dankie dat u ons op soveel gebiede in die lewe seën. Ja, ook op stoffelike gebied seën u ons elke dag. Hou vas u ons in u liefde en beskerm u ons. Ons is so bevoorreg. Dankie dat ons ook u woord het en daarom bid ons dat u ook vanmôre u woord sal gebruik om ons op u te laat fokus in ons lewens, ja, daar waar ons by die werk is, by die skool, wat ons ook al doen, dat ons sal hoor, wat u vanmôre vir ons wil sê, en dat ons dit juist daar sal gaan toepas. In die naam van Jesus Christus. Amen. Handelinge 1. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En dan blaai ons ook na Matteus 24, waarin ons Here Jesus self oor die wederkoms praat, daar in sy profetiese rede. Ons begin lees daar by die 36ste vers. Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit. Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle almal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens. Dan sal 2 mense op die land werk. Die een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. 2 vroue sal by die meelkoring maal. Die een sal saamgeneem word en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat julle nie weet watter dag julle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ons lees vanmôre tot sover uit die woord van die Here.
En ons gaan albei hierdie gedeeltes vanmôre gebruik om so 'n bietjie vir ons meer lig te gee op Christus se wederkoms. Ons tema vanmôre is Jesus kom verseker weer. Geliefdes, het dit ook al met julle gebeur dat 'n ou vriend of 'n familielid bel wat jy baie lank laas gesien het. En dan sê hulle, maar ons wil so 'n bietjie kom kuier. En daar word sommer daar en dan 'n plek en 'n tyd afgespreek waar hierdie kuier sal plaasvind. En as hulle dan na 'n ou se huis toe kom, nog veel beter vir 'n oorslaap of 'n naweek of wat ook al. Dan sal dit sommer baie lekker wees. Maar dan begin die groot wag ook en die uitsien begin. Ja, die spaarkamer word reggekry, beddens word reggemaak en ja, daar word ook gekyk na wat ons sal eet en alles. Ja, die beplanning word haarfyn gedoen. En dan sit die wag. Daar die wag en dan breek die dag aan wanneer hulle kom. En as daar nou niggies en neefies betrokke is, dan kom die kinders en hulle vra mos derentyd, maar wanneer kom oom so en so, tannie so en so? Hulle kan eintlik nie meer wag nie. Dit is seker al ook met jou gebeur. Ja, daardie sit in afwagting. Wanneer sien ons hulle motor hier by die hekkie? Wanneer sal dit nou wees dat die kinders uitspring en dat hulle sommer dadelik begin speel en lekker mekaar begin geniet? Uitsien na familie, na vriende wat op pad is. Daardie afwagting, daardie gereed wees. Hier in die Bybel lees ons ook van om gereed te wees vir Jesus wat kom. Ons as sy kinders wag ook met opgewondenheid en eintlik met afwagting, as ons dit kan versterk, na die koms van ons Here Jesus Christus. As ons die Bybel mooi lees, dan sien ons baie duidelik dat ons Here Jesus nie ons hier in die duister laat nie. Ek en jy het in die eerste plek hierdie belofte dat Jesus weerkom. Kyk weer na Handelinge 1, daar die 11de vers. Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons weet dat ons Here Jesus inderdaad opgevaar het en aan die regterhand van ons Vader gaan sit het, in die ereposisie, daar waar die koning se beste amptenaar, sy seun baie kere kom sit het, om eintlik saam met hom te heers en eintlik maar die heerser oor alles en almal te wees. En ons Here Jesus bekleed daardie posisie, daar waar hy vir jou en my kan intree. Maar dan los hy ons nie alleen nie, en ons weet, ons ontvang ook die Gees, daardie gawe wat ons hier lei en wat ons dra en troos en onderskraag, ja, na die volle werk van die Gees in ons lewens. Maar dan moet ons ook hoor, ons Here is op pad. Soos wat daardie engele aan die disippels beloof het dat Jesus kom, weet ons, hy kom en hy kom verseker. En daarom kan ons uitsien. Daarom kan ons met afwagting leef. Natuurlik wil die wêreld hom buite hou. Natuurlik is dit angswekkend vir 'n wêreld om te dink dat Jesus op pad is. En hulle doen alles in hulle vermoë om maar net hom buite te hou uit hierdie wêreld uit. Maar ek en jy weet, ons het daardie belofte, hy kom. En daarom kan ons uitsien daarna. Uitsien na sy koms. Inderdaad, dis nie 'n miskien nie. Dis doodseker. Aan die hand van hierdie belofte is dit absoluut seker. En inderdaad het die Here Jesus gegaan om vir ons plek gereed te maak. Onthou nie nog daar in Johannes 14 wanneer hy met sy disippels praat, en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus kom weer en hy kom verseker.
Hier word die bekende woordjie, Griekse woordjie parousia gebruik. Ek sê dit nou, ons gaan weer later daarna verwys. Parousia, wat beteken Christus kom weer na hierdie wêreld. Christus kom terug, hy kom weer na hierdie wêreld. Onthou dit asseblief, ons gaan weer daarna verwys. Dan sien ons ook, wanneer ons Here Jesus oor die wederkoms praat, wanneer dit sal gebeur. Wanneer dit sal gebeur, dit weet niemand op aarde. Niemand op aarde weet, wanneer ons Here Jesus kom, om juist dan te kan sê, hoorie maar dan en dan sal die Here hier wees nie. Die 36ste vers van Matteus 24, maar niemand weet daardie dag en uur wanneer hy kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader weet dit. Inderdaad, so geslote is hierdie datum, dat ons nie meer hoef te hou aan voorspellings, of eers te waag om enige voorspellings te maak. Ons weet dit nie. Nou kom die vraag maar, hoe kon ons Here Jesus sê dat hy dit nie geweet het, wanneer hy weer na die wêreld toe terugkom nie? Die Heidelbergse Katekismes leer ons mos so mooi van Jesus se goddelike natuur en Jesus se menslike natuur. Inderdaad was Jesus volledig God hier op aarde, maar ook volledig mens, en sy menslike natuur, wat hier so pragtig na vore kom. Inderdaad, omdat hy hier op aarde was, het hy inderdaad nie geweet, wanneer hy weer terug sal kom na die wêreld nie. Maar nou weet ons dat hy opgevaar het na die hemel, en aan hom is alle mag gegee in hemel en op aarde. En nou sit hy aan die regterhand van sy Vader, en inderdaad weet hy nou wanneer hy kom, kan ons sê, as ons baie mooi daarna kyk, want sien, die een is gesê in sy menslike natuur, en die ander, kan ons sê, het tog in sy goddelike natuur gebeur. Dis hoekom Paulus ook aan die Efesiërs skryf, nou is hy hoof oor alles en in almal, wat selfs ruimte en tyd insluit. Christus, die hoof oor dit. En inderdaad, net God drie-enig weet, wanneer Christus na 'n wêreld sal terugkeer. En daarom hierdie oproep om gereed te wees vir sy koms in die derde plek. Wees gereed, want Jesus is op pad. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nooit verwag nie. Die 44ste vers van die 24ste hoofstuk. Om gereed te wees. Om gereed te wees om Christus te ontvang. Daardie dag, wanneer in sy volle glorie hier na 'n wêreld sal terugkeer. Hoe is ek gereed om Christus te ontvang? En nou raak ek so 'n bietjie prakties, en ek wil hê, jy moet baie mooi luister, want ek gaan baie gou daaroor. Glo in Christus, ons saligmaker en verlosser. Die eerste stap om gereed te wees, is om van harte te erken en te bely, dat Christus jou saligmaker en verlosser is, en dat hy ons kom neem het om sy kinders te wees, en dat sy heilstade, wat hy afgehandel het, met die opstanding en die opvaring na die hemel, en die uitstorting van die Gees in ons lewens, kan ons maar net sê, Here, U het ons verlos, ons behoort aan U, ons glo in U. En om te glo beteken natuurlik, om hom te volle aan te neem, te vertrou, ja, en hom te hou vas, as die anker van ons lewe. Dis die eerste saak, om gereed te wees. Die tweede punt om gereed te wees, en ek kan nie voluit daaroor praat vanmôre nie, ek raak dit net hier en daar aan, is leef soos wat hy wil hê, na sy voorbeeld, juis om dankie te sê, vir dit wat hy vir ons gedoen het. Mense wat gereed is mense waarvan die geloof voete kry in dankbaarheid,
Nie om enige iets by die Here te doen nie, maar juis om dankbaar te leef. En hoe leef 'n mens dankbaar? Na die voorbeeld wat ons Here Jesus vir ons hier op aarde gestel het. Toe hy daar in die predikasie op die berg gesê het, hoor hier, maar gee om vir mekaar. Kyk na jou naaste. Ja, wees hierdie wêreld tot seën deur om te gee vir hierdie wêreld. Dat ons nie sal voortbou aan die stikkendmaakproses wat die wêreld so verniel en waarin ons mekaar so verniel nie. Nee, leef na die voorbeeld van die Here. Elke oomblik, elke sekonde, ja, ooggerig op hom, net uit dankbaarheid. Dit is mense wat gereed leef. En uiteindelik, mense wat gereed leef, is mense wat die lig na hierdie wêreld bring. Ek en jy het die heel beste boodskap ontvang wat daar is. Ons het die evangelie ontvang. Ons het gehoor dat God ons so lief gehad het, dat hy ons nie verlore wil laat gaan nie. En dat hy sy seun gegee het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Hoe kan ons daardie wonderlike boodskap vir onsself hou? Ons behoort mos dan 'n lig vir hierdie wêreld te wees, of hoe? Om gereed te wees. Die beloftes van ons Here hou mos natuurlik vir ons vrede by uitnemendheid in. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Nie die vrede van hierdie wêreld nie, die vrede waarin daar nie swaar kry is, of waarin ons so idilliese beeld het van alles wat net mooi en pragtig is nie. Nee, 'n innerlike vrede. 'n Vrede en 'n kalmte. Omdat ons weet, die hartseer en die stikkend van hierdie wêreld sal verby wees as ons Here Jesus kom. Omdat ons weet dat ons dan altyd in sy wonderlike teenwoordigheid sal wees, wanneer hy in alles en in almal sal wees. Omdat ons weet dat hy inderdaad alles nuut kom maak het, nuut en heel kom maak het. En dit wat so gebreek en so gestikkend is, sal nooit meer deel van ons lewe wees. Ja, dat ons ook dan die volle vreugde en heerlikheid sal ervaar, wat alleen by hom te vind is. Here Jesus kom, en hy kom verseker. Maar waar pas die hele prentjie van die wegraping dan in? Die hele idee oor die wegraping het eintlik hier in die 18de eeu ontstaan. Mense het na die woord gekyk en hulle het dan geonderskei dat deur sekere tekste in die Bybel wat hulle geëksegetiseer het, gesien dat Jesus dan sogenaamd eers 'n wegraping sal hê. En dit grond hulle op 'n teks in 1 Tessalonisense 4 vers 17. Ek lees vir die teks. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. U sien, in die tyd van Paulus, toe hy hierdie teks geskryf het, en hierdie brief geskryf het, trouwens, die Tessalonisense brief is die oudste brief, is die skrif van die Nuwe Testament, soos wetenskaplikes ons leer. In daardie tyd het mense nie gedink, skiet toch, aan 'n sogenaamde wegrapingsidee. Nee. By die Tessalonisense was die vraag dood eenvoudig, maar waarom het Christus nog nie gekom nie? Soos wat hy beloof het, parousia. Nee, parousia wat beteken Christus kom en hy kom verseker. Waarom het dit nog nie gebeur nie? Want hier by ons is nou al mense wat sterwe. En Jesus het al gesê, hy sal kom voordat die geslag verby is. En dan kom verduidelik Paulus dat
Die wat gesterf het en die wat nog lewe, geens is mekaar voor is nie. Nee, inderdaad. Dis net so, die gestorwenes wat aan Jesus behoort, sal uit die graf opstaan, en hulle saam met die wat dan nog lewe wat aan Jesus behoort, sal hom tegemoet gaan. Maar ons lees moet baie mooi lees, daar staan baie duidelik, wanneer Jesus sal kom, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Met ander woorde, daar is nie so iets dat 'n klomp kinders van die Here eers weggeneem word in die hemel, en dan dat daar 'n tyd van swaar kry en 'n tyd van moeilik sal wees en ons Here Jesus dan kom. Nee. Hy sal kom en hy kom verseker. Daar's net 'n tweede koms. Nie 'n derde koms en so voort, soos baie dit wil hê nie. Inderdaad. Wanneer Jesus nou kom, dan kom hy om te oordeel oor 'n wêreld wat hom nie ken nie. En hy kom ons as sy kinders, soos wat hy so mooi in Matteus 25 ook dit verder skets, na hom toe te neem. En daarom hoef ek en jy vir geen oomblik onseker te wees nie. Ons kan nie die woordjie wegvoer, ewe skielik sien, as in 'n ander tyd, as wat Jesus sou kom. Dis presies in daardie tyd, wanneer hy kom en verlaas, kan ons sê, na 'n wêreld kom, om ons te kom haal. Kom ons gaan wees nie onseker oor hierdie dinge nie, kom ons gaan wees gereed. Daar sal nie nog 'n kans wees nie. Jesus kom en hy kom verseker. Ek en jy het daardie belofte ontvang. En wanneer hy kom, dan sal ons by hom wees. Ja, ons sal in sy wonderlike teenwoordigheid wees. Daarom kom ons leef gereed. Nie net wees gereed nie, maar ook leef gereed vir sy koms. Amen. Here, baie dankie dat u woord so duidelik is, dat u op pad is. En daarom bid ons dat u o Gees ons lewens so sal beïnvloed, wil ons vra. Dat ons meer gereed sal lewe. Gereed om Christus te ontvang, wat op pad is. Om Christus, die Here van ons lewe, hier op aarde as 'n ware te wil verwelkom. Ja, om u hier op aarde in te nooi, juis omdat ons gereed is. En daarom wil ons saam met Johannes ook uitroep vanmôre, wanneer Johannes dit gesê het, kom Here Jesus, ja, kom tog gou. Ons bid vir hulle wat vanmôre eensaam alleen is, hulle wat dit op een of ander moeilikheid. Ons bid vir hulle wat hartseer is. Here, dat u daar die vertroosting sal gee. Ons dra hulle op wat siek is, hulle wat swaar kry, hier in hierdie wêreld, ook materieel dalk, wonder waar die volgende stukkie brood vandaan sal kom. Ons bid vir hulle, ons dra hulle aan die kop. Ons bid vir ons land. Ag Here, seën ons land met nuwe vrede. Gee dat die misdaad, die korrupsie sal verdwyn. Werk o Gees, sodat mense tot besinning sal kom en dat hier weer goed regeer sal word en dit weer goed sal gaan in ons land. Ons dra hierdie week aan u op en bid dat u hierdie week baie ryklik sal seën. Hou vas ons elkeen in dit wat ons doen. Gee dat ons ook in hierdie week nie ons fokus op u sal verloor nie. In die naam van Jesus. Amen. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Beneath
hear